Welkom by hierdie uitsending van Jesus Christus bevry jou siel met myself, Pastor Franke, Reverend Rodney Franke, en ek is so bly om met u te wees. Ek wil oor 'n onderwerp gesels met u, dit het ontkiem in my geheue, dit het ontkiem in my verbeelding, terwyl ek 'n besoek afgelê het by 'n kerk, en ons was besig om te sing, die ou gesang waar hy my lei. Ek dink ons het hom meestal in Afrikaans gesing, en dan is daar gedeelte wat ek ook natuurlijk in die Engels so goed onthou. Die gedagte wat uit die gesang kom, sê, Where he leads me, I will follow. 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 I'll go with him all the way. Dit was die stukkie gewees, en met die sing van hierdie gesangstuk, ontplof daar gedagtes en idees binne my verbeelding, en ek moes gou vra my vrou vir 'n pen en my Bybel oopmaak, want onmiddellik toe begin borrel die gees binne my, en daar was so 'n bekendmaking van wat dit behels en wat dit kos om hom te volg. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie, u bewoording in die mond van Jesus Christus, wat sê, diegene wie nie hulle kruis daagliks opneem en my navolg nie, is nie waardig om my disippels genoem te word nie. En die klem van my Vader is om elke dag, oomblik na oomblik, my kruis te kan opneem en bereid te wees om 'n lewende offer uit te leef, sodat ek baie nou in die voetspore van Jesus Christus kan volg. Help ons, Here, om dit te besef, en gee ons die krag en die moed om dit te kies tot verheerliking van u naam. Dit bid ek in die naam van Jesus. Amen. En amen. Nou, ek het myself beloof, 'n hele ruk terug, dat ek wil weer eens net alleen sit, en die ou fliek van Mel Gibson wil ek sit en kyk, sonder steurnis rondom my. The Passion of the Christ, jy onthou seker daai fliek. Toe hy eers bekend gemaak was, en in Suid-Afrika was daar van hierdie theaters wie uitnodigings verleen het aan kerke, sodat die pastore 'n preview kon het van The Passion of the Christ. En dit is 'n fliek wat die uitbeelding doen baie dramaties, van die moeitevolle lyde, smarte, bloedstorting, kruisdood van die Seun van God, ons redder, ons heiland, ons verlosser.
En ek onthou, ek het gegaan, en ons was net pastore geweest, klomp pastore, ons was in Canal Walk in die Kaap, in een van daardie flieke, in die theaters, in die theater daar vir hierdie spesifieke fliek. En I was a soort van I would almost say it was a bit of anxiety in the air amongst many of the men of God. And as we came together, there wasn't a lot of talk and joking around, ons was ernstig geweest. En nou gaan sit ons nou in hierdie theater, en die fliek begin, en die oopmaak van hierdie fliek is die oomblik van Jesus in gebed in die tuin van Getsemane, waar hy disciples gesê het, bly julle hier vir 'n oomblik, ek gaan ten syde, ek gaan een kant en ek wil bid, en nou wys die toneel begin met hierdie gebed van Jesus Christus. En dit lei tot natuurlijk wat daarna gebeur het, die verraad van Judas, die Here verkoop het vir muntstukke, sy arrestasie in die tuin, en dan die fisiese geweld wat teen hom uitgeoefen was, dit bring tot gedagte Jesaja 52, Jesaja 53. En ek kyk toe die fliek, en die fliek ontvou, dit was tragiese uitbeelding geweest, dit was dramaties, en ek sê vir myself, ek is seker na aanleiding van wat ek in die skrif gelees het, dat dit erger was as wat die fliek dit toonbeeld. Maar daar was baie mense wat gesê het, daar was koerantberigte wat gesê het, it is the pornography of hardcore violence. Maar wat die skrif eintlik praat rondom hierdie gedagtes, en miskien moet ek gou net die Jesaja skrifte lees, en wanneer ek gaan baie skrifte lees nou, Jesaja 52 byvoorbeeld sê, hier ten einde sê dit, behold, my servant shall deal prudently, he shall be exalted, extolled, and very high. Vers 14 sê, just as many were astonished at you, so his visage, sy gesig, nee? Visage is sy gesig. His visage was marred more than any man, and his form, die rest van sy lichaam, more than the sons of men. So shall he sprinkle many nations, kings shall shut their mouths at him, for what had been told them they shall see, and what they had not heard they shall consider. So hier praat het van sy gesig was so ernstig geskend, dat meer as enige ander menslike persoon ooit, dit is wat die bewoording sê, en sy fisiese lichaam sou so vermink wees, dat dit was meer as enige ander persoon. Weer eens in Jesaja, hoofstuk 1, vers 6 sê, met betrekking tot die Here Jesus Christus, the whole head is sick, the whole heart faints, from the sole of the feet, even to the head, there is no soundness in it, but wounds, bruises, and putrefying sores. They have not been closed or bound up or soothed with ointment. So, in hierdie fliekse beskrywing van die Here Jesus, wat so ernstig was, sit ek en ek kyk, en ek gaan bely en sê dat my trane het gerol. Ek het daar gesit, my keel wat toegetrek, my neus het geloop, my trane het gerol, maar ek het gesit en kyk. Ek het gekyk, ek wou sien, ek wou dit met my eie oë, ek wou getuig, ek wou met my eie oë sien. En met dit kyk ek links en ek kyk rechts, ek kyk na die ander manne van God wat rondom my sit, ander pastore, dominees, reverends, wat ook al hulle benaming is, en ek sien, nee, daar is maar weinige droe gesig, die trane loop, en soos die fliek aangaan,
was daar van die manne wat dit nie kon verduur nie. Hulle kon nie daar sit en dit aanskou nie. Dit was te traumaties gewees. Dit was te oorweldigend gewees en van hulle 20 minute, 30 minute in die fliek in, toe skuif hulle uit en hulle loop weg. Hulle het nie die fliek klaar gekyk nie. Nou, waaraan ek wil raak is, dit wat hierdie gesangstuk in my en losgemaak het, dit was nou so in Februarie maand gewees. En ons sing, where he leads me, I will follow. En soos ek dink aan waar hy my na lei, hy lei my om in sy voetspore te volg. Hy lei my om na hom te strewe. En ek dink nou onmiddellik aan die bewoording van Paulus wat sê, volg julle my soos ek Christus volg. En the English is, imitate me as I imitate Christ. Dis Paulus' woorde. En ek staan nou in die kerk en die gesangstuk word gesing en hulle het hom in Engels gesing en toe weer in Afrikaans en toe weer Engels, begin Engels en Afrikaans, waar hy my lei, sal ek hom volg. En my verbeelding word gejumpstart en ek dink, waar loop ons dan? Waar loop ons dan? En onmiddellik, net so, onmiddellik, gaan my gedagte na skrif wat ek van weet. Ek weet van Jesaja 53, wat sê, hy was gewond vir ons oortredinge, hy was verbrysel vir ons ongerechtighede, die straf vir ons vrede het op hom geval, en deur sy wonde het ons genesing ontvang. Dis Jesaja 53. Maar, waar daartoe? Waar die geloof? Wat is die pad? Wat was die rigting? Wat was die area? Wat was die omgewing? Wat ek moet loop, saam met hom. Ek moet saam met hom daar gaan. En Psalm 22 kom na gedagte toe. En terwyl ons nou sing, toe staan ek in die kerk, ek sing, ek maak my Bybel loop, ek vat my bril, ek sit my bril op my gesag, en ek begin lees, terwyl ek sing, ek lees, jy weet, 'n mens se brein is 'n wonderlike ding, jy kan 3-4 idees en gedagtes terselfde tyd mee besig wees, jy kan dink, jy kan nou in die hede wees, jy kan, en ek sang, soos ek sang, soek ek met my oë en ek vind waar hy geloop het. Ek wil graag dit vir u ook lees. Dit is in Psalm 22 en ek het so gesoek, toe kom ek tot waar ek wil wees, skynk ek 'n bietjie meer ernstig aandag aan vers 11 tot en met vers 22. Ek wil het hardop lees vir ons en ek lees, en dis 'n gebed van Dawid, maar ek glo dat die gees van Dawid was ingevleg in die gees toekomstig van Jesus Christus in die tuin van Getsemane, waar hy geworstel het met sy toewyding om die Vader te gehoorsaam in die openbaring van skrif wat sy bestemming, sy eindbestemming en die dele wat daarna toe lei, uitbeeld. En so dis asof 'n mens in die teenwoordigheid van Jesus self is terwyl hy bid. En hy sê, aan u is ek, dis Jesus. Dawid skryf dit, bid dit, maar dis Jesus. Aan u is ek oorgegee van die geboorte af. Van die skoot van my moeder af is u my God. Wees nie ver van my af nie, want die nood is naby. Want daar is geen helper nie. Baie stiere het my omsingel. Sterkes van Basan het my omring. Mense ken nie regtig die woord stier as sulks nie.
baie mense is nie so goed geletterd of ervaren in hulle leesstof nie. Baie sterk bulle is nog 'n bewoording. Baie sterk bulle het my omsingel. Sterkes van Basan het my omring. Hulle het al mond teen my oopgespalk, soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water, al my beenere raak los, my hart het soos was geword, dit het gesmeld binne in my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf, en my tong kleef aan my verhemelte, en U lê my neer in die stof van die dood. Van honde, wild dogs, wilde honde, dink aan pitbulls, rottweilers, hierdie honde wat mal raak in hulle koppe en verskeer, byt en verskeer, want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring, hulle het my hande en my voete deurgrawe, hulle het my hande en voete deurboor, hulle het my hande en voete vasgespijker. Al my beenderre kan ek tel, ek kan bene wat 'n mens net veronderstel is daar, wat jy nie reg voel nie. Hy sê, ek voel alles, ek voel my bene, dit as my bene uitroep vir verligting. Al my beenderre kan ek tel, hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar U, Here, wees nie ver nie. My sterkte, maak toch gauw om my te help. Red my siel van die swaard, my enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu en uit die horings van die buffels. Het U my verhoor? Sjoe, nou, ek het die fliek weer begin kyk toe. Ek het hom gevind, en ek het hom so gekyk tot op 'n punt, ek het hom gekyk tot op die punt van, wat hulle die kruis met die Here vasgespijker, met sy voete deurboor, sy hande deurboor, en hulle het die kruis opgerig, met 'n ruk, en toe word ek versteur, deur die aanspraak van ander verantwoordelikhede, en ek stop toe die fliek, en ek moet hom nog gaan weer aansit, en ek wil hom gaan klaar kyk. Maar al hierdie dinge is 'n mengelmoes van, where he leads me, I will follow, en nou hierdie bewoording wat hy laat bekend maak, dat hy moes sy pad vind, te midde groot gesagshebbende besluitmakers, owerstes, mense wat gesag dra en besluite kan maak oor jou lewe, oor my lewe, oor sy lewe. In sy geval die hoëpriester Caiaphas en Annas, Pontius Pilatus, skynkoning Herod, en die militaire mense van die Romeinse Ryk en die tempelpolisie, groot, bedreigende, intimiderende, dominerende buffels, bulle, stiere, omring hom, dreig hom, intimideer hom, domineer hom. Maar nie net dit nie, maar ook hier al by die voete en die kuite en die knieë, honde wat blaf, honde wat dreig, honde wat tande wys, honde wat wil kom byt en skeer. En mense wat opgewek is en met hulle kwaad, met hulle onmin, met hulle liste, soos leeu's wat brul.
daar is geen skuilplekkie daar. Hy sê, my God, waarom het U my verlaat? Ek wil vir U sê, daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe, wanneer hierdie ervaring van die Here Jesus jou ervaring gaan wees, en kan wees, en gaan wees, en mag wees, en sal wees. Ek was daar. Ek was persoonlik daar. Ek het verskillende belewennisse in my tyd deurgemaak, wat ek kan sê, ek was in 'n toestand waar my gesag my ontneem was. My besluite was my ontneem gewees. Ek was oorweldig, ek was oormag, ek was geïntimideer, ek was gedomineer. Bulle het my ook omring. Mense van gezaghebbende besluitmakers het besluite wat ek nie meer saamstem nie, het hulle besluite teen my, oor my, vir my gemaak. Ek wil vir sê, sulke oomblikke kom, en van julle weet presies waarvan ek praat. Dat daar tye is waar as dinge so opgewek raak, dit is soos 'n bende wat jou oorval, en jy is glad nie in die plek wat Dawid voorheen gesê het, met my God loop ek 'n bende storm, met my God spring ek oor 'n muur, hy maak my voete soos die van 'n riebok op hoë plekke, laat hy my veilig. Nee, jy word 'n slagoffer. Dit was hom nie ontneem nie. Dit mag wees dat die ervaring vir u ook sal wees, dat dit jou nie ontneem word nie. Om in so 'n toestand geonderdompel word, is glad nie lekker nie. Maar, ek noem al hierdie dinge, om tot 'n punt te kom, vir u om te besef, dit mag wees, dat dit presies is, waar u heiliglik skuil. Die situasie is nie lekker nie. Ander mense maak besluite, prokureurs, magistrate, regters, 'n ouderling in die kerk, 'n gesagshebbende persoon by die werk, 'n baas, 'n direkteur, 'n bestuurder, 'n vrou, 'n man. Jy wil nie skei nie, sy wil skei. Jy wil nie die troue laat in flaters breek nie, maar hy wil het so hê. Die besluit is, dit is honde wat rondom jou wil verskeer, jou emosies, jou sielkundige toestand, jou denke, jou verbeelding. Jy kan nie die knoppie vind om net te stop dink nie, dit gaan net aan. Maar daar is 'n uitkoms wat God verskaf. Hebreërs 13 sê vir ons, wees tevrede met wat jy het, want hy, God, het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Die Engels is, God has said, I will never leave you, nor will I forsake you. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie, want wat 'n mens aan my sal of kan doen. In dieselfde asem wil ek hierdie skrif in Psalm 118 quoteer, en dit sê vir ons, die Here is vir my en ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Volk van die Here help ons. Die Here gee vir ons oplossings. Die Here gee vir ons uitkomste. Soos die skrif sê, weeping lasts but for the night, but joy comes in the morning. Ter slotsom, Romeine 8. Ons ken dit so goed, maar dit is gepas veral wanneer jy vasgevang is in oomblikke wanneer die stiere en die buffels dreig en domineer, wanneer die leeu's teen jou brul, wanneer die honde dreig om te skeer. What then shall we say about these things? If God is for us, who can be against us? God, who did not spare his own son, but delivered him up for us all, how shall God not with him, Jesus Christ, also freely give us all things? Who can bring a charge against God's elect? It is God who has justified us.
And who is the one who condemns? But Christ has died and furthermore is risen from the dead. Who is even at the right hand of God? Christ who makes intercession for us. So then, what shall separate us? Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? No, as it is written, for your sake, O Lord, we are killed all day long. We are counted as sheep for the slaughter. Yet, in all these things, we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things that are present, nor things that must still come, nor heights, nor depths, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Dit maak die saakie. Mense, ek wil vir julle aanmoedig. Bly in jou baan. Hou die koers. Wees geanker. Hy wie aan die ander kant van die sluier is, as getrou om hierdie werk van ons heil en redding te voltooi en tot volmaaktheid te bring. Mag die Here u seën. Die Here behoed en bewaar u. Die Here lig die glans van sy aangesig oor u en wees u genadig. Die Here laat die lig van sy seëning oor u skyn en gee aan u vrede. Die verrykende seën van die Here wees u deel. In die naam van God ons Vader, in die naam van die Heilige Gees, in die naam van Jesus Christus, ons Heiland. Amen. Amen.